Toe Jesus op die berg is, in sy 40 dae vasting, toe kom die vyand en hy versoek hom. En hy sien 'n klip, daar 'n klippie lê. En nou jy weet as jy honger is, wat gebeur as jy honger is? Enigiets wat jy sien, is sommer kos, jy is honger, baie vinnig, jy wil net eet. Die vyand kom na Jesus toe en hy sê vir hom, hierdie lê 'n klippie. Verander hierdie klip in 'n brood en eet. En Jesus sê vir hom, die mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord van God. Nou kind van die Here wat aan die Christen vanoggend vir jou sê is, moenie haap aan die goed wat hier buite is nie. Dis baie goed hier buite wat jou aandag wil aftrek. Kan ek vir jou sê 'n broodjie, hoe lank hou 'n broodjie gewoonlik as jy op eet? So 'n uur of 2. Dan begin jy weer honger te raak. Maar God se woord wil vir ewig. It's more than substantial. It's everlasting. En dit is wat die Here vanoggend vir jou wil sê, en ek wil net by Tannie Christa aansluit, ek wil nie wegvat van wat die Here vir haar gegee het nie, maar ek wil net vir jou sê, moenie vanoggend aan dit wat hier buite gebeur gaan vashou nie, maar kom eet uit wat God vir jou vanoggend wil gee. En weet sy hart is agter ieder en elk van die aan. Halleluja. Ag, julle baie welkom by die Moedersdagdiens van 2026. Wie gedink ons sou dit tot hier toe gemaak het vanoggend nie. Prys die Here. Halleluja. Wie tog petrol in hulle kar? Halleluja. Wie is bekommerd oor die petrol? Amen. Dankie. Prys die Here. Ons het niks meer oor te vrees nie. Kind van die Here, ek weet die wêreld hier buite wil hê ons moet vreesagtig raak. Jy het niks om oor te vrees nie. Amen. Ek sê vanoggend hier om met jou te praat oor jou vrees nie, maar ek is vanoggend hier om 'n bietjie met die moeders te praat, die mammas van ons gemeente. Hierdie mensies hierdie besondere mense. Ek wil gou vir jou 'n skrif lees in Spreuke 31, vers 25 tot 28, wat sy sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Met ander woorde, sy vrees nie eens oor die dag van môre nie. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en hy prys haar. Nou mamma, vanoggend wil ons jou prys. Vandag wil ons jou bietjie eer. Vanoggend wil ons jou bietjie bedien. Natuurlik gaan die mans ook iets hê om te eet en te nibbel vandag. Maar vandag eer ons jou. Die Here het jou besonder en kosbaar gemaak. Ek wil vanoggend met jou praat oor 'n vrou in die Bybel. En ons klomp vrouens oor wie ek vanoggend kon bedien het. Maar as een besonders wat 'n groot taak gehad het. En dit is nou nie Jesus se moeder nie. Hierdie vrou het nou nie so groot taak gehad nie, maar sy het 'n relatiewe taak gehad. Nou wil jy vanoggend hê jy moet saam met my na 1 Samuel toe gaan. 1 Samuel, wie ken vir Samuel, die profeet Samuel? Die profeet Samuel. Ek wil hê jy moet saam met my lees, hier gaan 'n gedeelte wees wat ek bietjie gaan moet lees. So wees verdraag saam met my 1 Samuel 1 Samuel, die eerste boek van Samuel. Samuel 1 sê, daar was 'n sekere man uit Ramatiam, 'n Sefiet, uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Elkana, die seun van Jeroham, die seun van Elihu, die seun van Tohu, die seun van Sif, die Efraït. Nou ekskuus, dis baie name, maar nou weet julle waarvan kom al hierdie afstammelings. En hy het 2 vroue gehad, die naam van die een was Hanna, en die naam van die 2 was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo, waar die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina en haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee, maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toe gesluit. Nou goed, op hierdie stadium lyk dit nou nog nie goed vir Hanna nie. Op hierdie oomblik lyk dit, Here, wat is dit? Nou, dit is eintlik besonders wat hierna gaan gebeur met hierdie vrou.
En ek wil hê, ekskuus, ek gaan nou, as ek lees, is nie dat ek nie vir u wil kyk nie. Ek wil net hê dat u saam met my moet lees en net besef dat Hanna was maar nie net sommer net 'n vrou nie. Hanna was 'n besondere vrou. Terwyl ek dit lees, en hy sê die Here het nog nie die moederskoot van Hanna oopgemaak nie. Nou, ek verstout my gou vanoggend om dalk hierdie vraag te vra. Wie van ons moeders, jy's nou klaar 'n ma, maar jy voel, Here, ek het nog nie die deurbraak in die gees gemaak soos wat ek sou wou nie. Met ander woorde, ek is nog nie vrugbaar in die gees soos wat ek wou wees nie. Is hier dalk iemand wat vanoggend bereid is om dalk te sê, Here, ek voel, ek skiet nog 'n bietjie kort, ek is 'n mamma vandag. Amen. Die Here sien raak. Want hierdie woord spesifiek vir julle vanoggend, want die Here het sy oog op julle. Maar Hanna het hy dubbel deel gegee, want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die Here haar moederskoot toegesluit het. So het sy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die Here, so het sy haar geterg, dat sy geween het, en nie vir haar, en nie wou eet nie. Nou, ek wil net vanaf hierdie, by dit stilstaan, wat gedurig deurkom aan tye in ons lewens, want ek voel ek is nie goed genoeg nie. En ek wil vanoggend 'n bietjie verder gaan, en ek wil vir julle sê, dat baie keer in die gees, voel ons ook, Here, ek skiet te kort. Ek het so 'n bietjie van 'n plateau bereik, 'n monotoon. Ek het 'n vlak bereik, en ek voel ek sukkel om verby hierdie gedeelte te gaan. Here, ek sukkel om verder te gaan, en jy sien hoe ander my opskiet, dan dink jy, Here, dis nou nie altyd regverdig nie, nee. Jy voel daai, Here, kan ek ook nie maar net daar wees nie. Here, kan ek nie net op dit hê nie. Ek wil nog net 'n aandeel hê. En wanneer jy so voel, dan straf jy ook jouself, nee, want nou kan ek niks meer doen nie. Ek wil niks meer deel hê nie, ek stel nie meer belang nie, ek is nou kwaad, ek is ongelukkig, en sy kry net al wy, en hy kry nie my wy nie, en wat gebeur nou? Nou, ek kan nou nie getuig oor vrouens nie, maar ek kan vanoggend iets anders te getuig wat ek fisies in my lewe beleef het, en ek voel dis belangrik dat ons bietjie verstaan, want baie keer in ons fisiese lewens gebeur daar ook goeters, en ons voel, Here, ons skiet te kort. Ek het op 'n stadium in my lewe gekom, Here het my gedoop in die gees, en ek het 'n taal gekry, en ek het net gevoel, Here, ek stagneer. Ek kom net nie verder nie, Ek weet nie wie van dit al ooit so gevoel nie. Ek voel net, ek sukkel. En ons gaan eendag in die ou Helderberg, die van die wat het nou ken, daar's 'n kelder daaronder. Nou, ek het as 'n jong man geleer om, as 'n jong seun was daai die gebedsplek gewees. Daar's 'n video van 1995, wat iemand geneem het, dan loop hy so van agteraf in met 'n konferensietyd, en as hy daar by die kelder kom, ek weet nie of jy al ooit 'n byenes van naby af gehoor het nie. Dan klink dit soos 'n zoom van bye, soos al hierdie mense saam het. Jy hoor net, halleluja, prys die Here, dit klink soos 'n bye. Nou, ek was bevoorreg om daaronder te gaan bid, en terwyl ons een oggend as 'n mannegroep daar gaan bid het, en ek weet hierdie is nou vir vroue, maar verdra my. Daai oggend gaan bid ons, en terwyl ons bid, val een van my vriende neer, en hy begin 'n worstel. En baie van die ouers sal weet wat is worstel, dit is 'n ander storie vir 'n ander dag, as jy nie weet wat dit is nie, ek sal later vir jou verduidelik, maak nie nou soveel saak nie. En terwyl hy so besig is met die Here, loop die Here hom in 'n nuwe taal, en die Here gee hom iets nuuts. En ek dink, Here, dis fantasties. Maar vir my, ek wil ook hê. En dan baie keer dan weeg jy jouself op teen hierdie persoon, en jy dink, Here, maar kan jy dit ook nie net vir my doen nie? Here, wil jy nie net toch vir my ook gee nie? Here, ek wil ook toch mos 'n bietjie hê. Is dit nie? Nou, dit is net een oomblik, ek wil net daarby stilstaan, ek wil net besef, dat Hanna het moontlik dieselfde as jy gevoel, en daai oomblik, sy het gevoel, Here, maar, wie is Nina? Sy het kinders. Wat is my doel op aarde? Ek het al baie keer gehoor, en as dit nou iemand hier binne is, wat al dit ook gesê, dat baie van die vrouens sê, as hulle sukkel om kinders te kry, Here, wat is my funksie? Here, het ek nog 'n doel? Is daar ietsie vir my?
In die vorige gemeente was daar 'n jong dametjie, ek wil net so vinnig dit ook net getuig. Sy het vir die IVR op 'n stadium gegaan, want sy het gesukkel om swanger te raak. Die eerste 2 kere het dit nooit net nie uitgewerk nie, en dan kom 'n woord van deur, wat die Here vir haar sê, hy het vir haar 'n persentjie op pad. En ek sal vir julle, maar dit was 'n wonderlike tyd, want die Here het raak gesien. En ek wil vir jou sê, die Here slaan nie, is 'n oos nie op jou gerig nie, hoor. Jy mag dalk dink, Here, jy kyk nie na my nie. Of jy sê dat die Here se oos op sy kinders. Ek wil vir jou van vers 9 lees, ek wil net so 'n bietjie haas. Hy sê, toe staan Hanna op, nadat hulle geëet het, en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as U waarlik die ellende van die diensmagd aansien en aan my dink en die diensmagd nie vergeet nie, maar die diensmagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En ek wil vir jou sê, in hierdie oomblik, as jy na hierdie gebed gaan kyk, was Hanna desperaat gewees. Want Hanna het gedink, Here, U straf my. Here, U vergeet my. Here, U werp my weg. Sien, maar Hanna het in geloof gebid. Sy het net nou hier gesing, geloof, wankel nie, vertrou die Heer. Maar weet jy wat het sy nog gedoen? Sy het hardheid gebid. Mama, sy het hardheid gebid. Sy het hardheid gebid. Vers 11 sê, sy het 'n gelofte, vers 11 verkragt, en vers 12 sê, toe sy lang gebid het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, en net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie. Het Eli gedink dat sy dronk was. En Eli sê vir haar, hoe lang wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou al weg. Nou, ek weet nie wie van julle het jou ooit so gebid. Jy so uit jou hart uit gestort, dat jy nie 'n woord kon uitkry nie. Maar in jou hart was jy so bedroef, en jy was so angstig, en jy het geweet, Here, as hierdie boodskap net by U kan uitkom, as U net my gebed wil aanhoor. As jy net my gebed wil aanhoor. Ek sit eendag by 'n plek, ek het dit 'n tydjie terug ook hier gesê, sit ek in 'n kar voor 'n werksplek, en terwyl ek wag vir almal om by die kantoor te kom, want op daai stadium met my pa in Johannesburg gewerk, ek het in Pretoria gebly, om by die geldtrein gaan aflei, dan ry ek kantoor toe, dan gaan sit ek daar, dan sit ek daarvan, ek dink ons kantoor het 8 uur opgemaak, dan sit ek van 7 uur die oggend af, al by die kantoor, nou het ek niks om te doen nie. En jy kan net so lank slaap in die kar voordat jy moet werk, want jy nie meer lus nie. En ek besluit hierdie ek gaan bid. Ek gaan bid. En ek het laasweek Saterdag daar met die jong mense gedeel daar op die kamp. En terwyl ek bid ek nou maar die normale leer in Christus manier hoe ek gebid het, geleer het om te bid. Ek skreeu liewe Jesus. Ek bid altyd in bos uit. Dis hoe ek geleer het om te bid. Hoe harder ek bid, hoe lekker te raak het vir my. Ja, ons dink mos ook hoe harder ons bid, hoe dieper in die gees raak ons. So ek bid altyd in bos uit. En jy kan vir my lag, ek het in daai oomblik het ek dom gevoel, maar vandag lag ek ook vir myself. En ek bid. En ek voel, dit raak lekker. En die skrik kom klop iemand so teen my kar se venster. Is jy okay? Is jy alright? Ek dink, Here, waar kan ek my kop wegsteek? Is okay? Hanna het tipies dieselfde ervaring gehad, nie dieselfde as ek nie, natuurlik kan sy nie. Maar Eli het gedink, wat's fout met hierdie vrou? Sy's dronk. Sy's mal. Vir wat prewel sy so saggies? Jy kom ons hier net in die tempel inkom en net jou mond beweeg en net hier sit en huil en wat gaan aan met jou? Sien, in die mond van die stygeling. Eli sê van sit weg die wyn van jou af. Sien, Eli het nie omstandighede in daai oomblik verstaan nie.
Julle het nie die moederhart verstaan nie. Julle het die uiterlike gesien. Julle het gesien, dit wat jy vanoggend hier sien, as jy so rondom jou gou kyk, na elke mammie en elke pappie en elke man en vrou wat hier sit, dis wat julle gesien het. Hy het gedink dat hierdie is maar net 'n sondaar. En al wat ek kan sê is, maak klaar met waarmee jy besig is. Sit in die week, sit ek by iemand se huis. Vra vir my asseblief kom na my huis toe. Gaan sit daar. Kyk so na die jong man, ek sê vir my maat. Ek het niks anders om vir jou te sê nie, behalwe maak klaar met jou gedrinkery. Dis klaar. En ek weet, dit klink soos 'n oordeel. En dis presies wat julle hier met Anna gedoen het. Ek het gesê, maak klaar. Jy maak 'n gevoel van jouself. Vers 15 sê, maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my baie sorg en verdriet het ek tot nou toe gespreek. Hier is Hanna, wat haar hart uitstort teenoor die Here. Sy het 'n smeekgebed. Liewe mamma, vanoggend wil ek vir jou sê dat jou smeekgebed gaan nie ongesiens verby nie. Amen. Daai smeekgebed wat jy so vroegoggendure gedoen het en laat aan as jou kind uit die huis uit is, dit gaan nie ongesiens by die Here verby nie. Ek onthou daar's 'n tyd wat my ma so vir my gebid het. Dat ek uit die huis uit gebly het. Dan kom ek so 11 uur, 12 uur die aand by die huis. Dan loop ek net so vinnig tot by die kamer deur, maar dan loer ek net so in. Ek loop nie ver nie, want ek wil nie julle moet sien in wat se toestand ek myself in bevind, dat ek dalk nie op my eie twee voete kan staan nie. Ek is nie so erg, ek was nie stormdronk nie, maar ek was dronk genoeg. Dan lê daar 'n mammie wat in die bed, en sy roep na die ewige Vader, Here bring hom in. Here bring hom in. Here maak dat hy klaar maak met waarmee hy besig is. Mammie, ek wil vandag vir jou sê dat jou gebede is maar nie net gebede nie. Jou gebed is nie net iets nie. Maar daar's iets besonders wanneer jy jou hart en jou siel teenoor die Here uitstort. Die Here ken jou in jou laagste oomblik vanoggend. En die Here wil jou uitred en hy wil vir jou sê, my kind, my dogter, ek het jou lief. Ek, wat God is van hemel en aarde, nie Christus nie. Die God van hemel en aarde, wil vanoggend vir jou sê, ek het jou lief. Ek sien jou raak. Vers 17, en Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag God van Israel jou bede gee wat jy hom gebid het. Daarop sê sy, mag die dienares guns in die oë vind. Die vrou het toe haar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Nou hoor gou net wat sy hierso vers 18 en julle gaan nou saam met my kan lees hierbo. Hy sê nadat het sy geëet en haar gesig was anders. Amen. Kan ek vir jou sê, daar's 2 ander mense in die Bybel wat ek so vinnig op my gedagtes kan onthou, wie se gesigte, of wie se, eintlik 3, wie se gelate, gesigte verander het, nadat hulle gaan bid het. Eerste een wat ek kan sien is Moses, Jesus, was nog 'n derde een, Stefanus. Amen. Yes. Wat sy gelate verander het, toe hulle in aanraking gekom het met koning Jesus. Toe hulle met die ewige Vader in aanraking kom, toe gebeur daar iets in hulle gebeente. Jy sien, mamma, jou gebed wat jy bid, en ek wil dit hieronder sê vanoggend, is nie te vergees nie. Ouma, van hoeveel van ouma se kinders het ouma gebid? Van almal van hulle. En van hoeveel van hulle dien vandag die Here? Almal van hulle dien die Here. Jy sien, as 'n moeder haar hart uitstort, dan het die Here geneigtheid om te hoor wat daar aan die gang is. Dan maak hy 'n geritsel. Iemand het vanoggend hier in die bidsaal hier agter, ek dink was Madeleine, wat gesê het, ek hoor die geritsel in die balsembosse. Jy sien, want wanneer jy jou hart uitbid, dan is daar 'n geritsel in die balsemtakke, want die Here sien dit raak. Dit gaan nie verby nie. Daar's daai woordjie wat sê, gaan my nie verby, o Heiland.
gaan my nie ongesiens verby. Halleluja, halleluja. Kind van die Here, ek wil vanoggend vir jou sê dat die Here se oë gaan nie van jou al weg nie. Ek onthou op 'n stadium, en ek kan dit vanoggend vir julle sê, was op 'n stadium wat ek en my ouma in 'n striweling was. Eintlik ek meer met haar, wat ek ongelukkig was, omdat ek onkundig was maar kind gewees, ek's kinderlik. Vanaf ek 8 jaar oud was, tot en met ek so 18 jaar oud was ek en my, was ek kwaad vir my ouma, oor goeders, en dit is iets wat ek op 'n ander dag met u sal bespreek. Sy het niks verkeerd gedoen nie, ek was verkeerd. Net voor my matriek uiteksamen, of voor my laaste vraestel kom Kerse by ons, dis net voor my sussie se troue, en ek en sy begin kom in 'n gesprek, en ek begin om met hierdie ouma hart, die moederhart te praat, en ek sê vir ouma, hierdie, en sy sê vir my kind, dit is nooit hoe ek het bedoel het nie. Dit was nooit my hart nie. En ek sit daar en ek besef, ek was onkundig gewees, en ek maak my hart reg. En ek wil vandag vir julle sê, een van die persone wat gereeld 'n boodskap stuur en sê, my kind, ek bid vir jou, is my ouma. Daai moederhart, wat om Here smeek vir my kind, Here, as U net my kind wil inbring, Here, as U tog net vandag wil aanhou, ag Here, as U net my wil aanhoor, en mamma, ek wil vandag vir jou sê, moet nooit ophou bid vir jou kind nie, want die Here laat dit nie ongesiens verby nie. Jou smeekgebed vir jou kind gaan nie ongesiens verby nie. Jy dink, Here, my kind gaan dit nie maak nie. Ek wil vandag vir jou sê, hoe meer en meer jy vir hom bid of vir haar bid, hoe nader trek die Here al op die regte oomblik. En daar was ook maar 'n tyd, toe ons almal verlore geraak het. Toe ons almal gedink het, Here, daar's nie hoop vir my nie. Ons almal het op 'n plek gekom en ons het gedink, dit is hulpeloos. En dan gereeld het ek gehoor, hoe die mammies in die gemeente gebid het vir kinders. En dan sien jy so een vir een, hoe dat hulle terugkom na die huis van die Here toe. En ek wil vir jy sê, weet jy wat? Ag, vrou, kan ek vir jou dit sê vandag? Moet nooit ophou bid nie. Moet nooit ophou bid nie. Moet nooit dat jou stem voor die Here stil word nie. Ongeag van die omstandigheid. Ongeag wie wat vir jou sê, mami, ek wil vir jou vra, moet nooit ophou bid nie. Asseblief. Moet nooit ophou voor die Here te smeek nie, al is dit nie meer vir jou eie kind nie, al is dit vir 'n ander man se kind. Hou aan om te bid. Hou aan. Op 'n stadium was ek in Helderberg in die gemeente. Een van my vriende verloor sy werk, en vir amper 'n jaar lank sit hy sonder werk. En hy is toe uit die kerk uit, hy's na 'n ander kerk toe, en ek sê vir my vriend, gaan net 'n bietjie terug. Kom onder die geklanke. Daar's baie van daai ou moeders, as hulle vir jou saam begin bid, dan het die Here geneigtheid om dinge te verander. Dan het die Here geneigtheid om so 'n bietjie omstandighede te skuif. En ek wil nie vir julle lieg nie, ek dink dit was 3-4 maande na dit, toe kry hy weer 'n werkie. En dit gaan nie daaroor oor enigiets anders nie. Ek wil vir julle sê dat wanneer jy, mami, net weer bid, net weer 'n bietjie bid, of jy sê daar is 'n kosbare werk. En dit in 1 Samuel 20 sê hy, met die wisseling van die jare het Hanna wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want sy het gesê, ek het hom van die Here gebid. Nou Samuel beteken, ek het jou van die Here af gevra. Daar 'n dametjie wat swanger geword het, sy seentjie, toe die woord van haar uitgaan, het die Here gesê, jy gaan hierdie seentjie Samuel noem. Nog voordat sy geweet het, het sy seentjie die woord van die Here na uitgekom, hierdie is 'n Samuel wat die Here oprig. En toe sy hom baar, toe sit 'n seentjie. Kind van die Here, ek wil vir jou sê, dat die Here gaan nie laat jou smeekgebed verbygaan nie, hy gaan jou antwoord. Hy gaan. Maar ek wil vir jou sê, nadat jy dit van die Here af ontvang het, wat gaan jy daarmee doen? Ja. Sien, want Hanna het 'n gelofte aan God gemaak.
En gesê, Here, as U vir my seun gee, dan offer ek hom aan U op. Ek gee hom terug aan U. Mamma, hoeveel keer het jy nie al vir jou kind gebid, en dan kom hy terug huis toe, en dan klou jy hom so vas, want jy dink, as ek hom nie gaan beskerm nie, gaan niemand hom beskerm nie. Ek wil vandag vir jou net 'n bietjie goddelike raad gee uit die skrif uit. Gee jou kind oor aan die hand van die Here. Hy's veiliger in die hand van die Here as in jou hand, mamma. Jou kind gaan huis toe kom, maar hy gaan 'n tyd lank daar bly as jy aan hom vashou, maar ek wil vir jou sê vanoggend, as jy hom oorgee of haar oorgee in die hand van die Here, gaan daar iets besonders met hom of haar gebeur, en ek gaan nie anders te kan as om te sê, nou gaan ek die Here dien nie. Baie van u het my pa geken, kan ek sy getuienis ook vinnig met u deel? Was ook 'n jong man, het was in die army gewees. Hy het my hierdie vertel, so ek mag het deel vanoggend. Hy sal dit later op YouTube sal hy dit kyk, dan sal hy my na dit bel en vir my sê of ek het verkeerd kan onthou of nie. Maar hy maak droog, hy is in die weermag, rook en hy drink en hy gaan, dis mos die een ding daai tyd gewees, hier in die 80er jare. Al die ander sal weet, dis die ander jare het ander dinge gehad. En hy kom eendag huis toe, die Here raak met hom besig, en hy besluit ek is klaar. Sien ouma voor u het aangehou bid. Sy het nooit opgehou bid nie. En sê sy by die huis gekom het, laat aan as hulle gaan kuier het, dan begin ouma voor die harder te bid. En dis seker waar ek geleer het om hard te bid. Dan begin ouma voor die harder te bid. Ag Here, sien net my seuns raak. Here, sien tog net hierdie moeder hart raak. Here, wil U nie net aanhoor as ek hier roep na my kinders nie. Till that faithful day, wat hy gesê het, drink nie meer nie. Rook nie meer nie. Gee my hart opnuut vir Koning Jesus. Ek wil nie meer daai pad stap nie. Mamma, jou smeekgebed beteken die wêreld. Maar ek wil vir u sê dat gee dit oor, gee jou kind oor, gee jou laste oor, gee jou bekommernis oor aan die hand van die Here, want hy sien dit raak vanoggend. Vers 26, ek gaan net aan, ek haas my 'n bietjie, en hy sê, en sy het gesê, ag my Heer, sy is nou terug na die tempel toe, en sy het gesê, ag my Heer, so waar as U my siel leef, ek is die vrou wat hierby gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seun het ek gebid, en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek hom dan nou ook af aan die Here. Al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan, en hy het daar die Here aanbid. Mami, gee dit oor aan die hand van die Here. Terwyl jy hier sit en jy bid, en jy dink, Here, maar ek het al soveel dinge gebid. Here, ek het al soveel keer geroep. Here, ek het al soveel keer gesmag, net vir 'n deurbraak. Here, wanneer? Kind van die Here, mami, gee dit oor aan die hand van die Here. Papi, gee dit oor aan die hand van die Here. Eli gaan jou teleurstel vanoggend. Die pastoor van hierdie gemeente, ek wil dit vir u sê, gaan jou teleurstel, want ek gaan na jou vleeslik kyk, en as die Here wil, gaan ek vir u sê wat hy op my hart lê, maar jou gebede van jou hart kan net Christus Jesus of God alleen beantwoord. Elke menslik en vreeslike antwoord wat ek vir jou het, gaan nie genoeg wees vir jou nie. Ek wil dit vir u sê, elke antwoord wat ek vir jou het vanoggend gaan nie goed genoeg wees nie, maar wanneer God antwoord, sal hy vir jou meer gee, as of jy gebid het. Maar mami, papi, gee dit oor aan hom. Gee dit oor aan hom. Gee dit terug aan hom. Terwyl terwyl ek hier voor staan, wil ek vir jou sê, die Here sê, kyk na jou, my dogter. En ekskuus, ek doen dit so, maar ek kan nie anders nie.
En Here sê, jy het al so baie gebid en gewonder, Here, gaan dit ooit tot vervulling kom? Here, ek het al so baie by die deur aangeklop, Here, wil jy my nie net raak sien nie? En Here sê vanoggend vir jou, my dogter, het ek jou ooit een oomblik in die steek gelaat? Het ek jou ooit een oomblik alleen gelaat? Wil jy nie al daai gebede wat jy vanoggend het, net so 'n bietjie my hand teruggee na jy gebid het? En sê, Here, ek gee dit aan die hoor, en ek weet dat jy op die regte tyd gaan jy dit beantwoord. Want baie keer dan bid ons, en dan bid ons weer, en ons bid weer, want Here, dit kom nie tot vervulling nie, maar Here sê vanoggend vir jou, gee dit aan my oor, en los dit by my voete vanoggend, en kyk wat ek vir jou daarmee gaan doen. Jou stormwinde lyk groot. It looks a bit too far. Maar Here sê vanoggend vir jou, hy het vir Marlijn ook gesê, ek sien jou skykie vanoggend. Ek het jou nog nooit alleen gelos nie. Jou oë en jou trane wat jy gehuil het, was smeking, nog nooit ongesiens verby gegaan nie. Maar op die regte tyd gaan die Here dit vir jou gee, en dan gaan die weer die Here uit met jou gespreek, nie 'n mens nie. Kind van Here, ons sit hier baie keer, Here, ek het al baie gebede gebid. Samal het al. Jesus het selfs hierdie woorde geuit, Here, laat hierdie beker my verbygaan. Maar nogmals, nie my wil nie. Nie my wil nie. Liewe mamma, hou aan bid. Hou aan bid. Maar los het, so 'n bietjie in die hand van die Here. Gee dit vir hom oor, dat hy vanoggend vir jou kan antwoord. Ek wil net 'n laaste getuienis gou met u deel. Ek ry eendag saam met iemand. Die persoon het sy kind, sy seentjie was omtrent so 4 jaar oud gewees. En dit gaan net vir oor die gebed van hierdie saak. Ek weet nie of wie van u kan onthou nie, ek weet nie, was dit net in Pretoria, die engine net so by die 15 jaar terug of 14 jaar terug 'n kompetisie gehad, as jy petrol ingooi, dan kan jy 'n 4-wiel gewen het. Ek weet nie wie van dit al ooit gesien nie, maar in 'n geval, so ek sê, dit is baie jare terug. Hierdie seentjie het gaan bid die eendag vir dit. En van daar af, elke keer as hulle verby die vulstasie ry, dan vra hy sy mami, wanneer gaan ons dit kom haal? Mami, wanneer kom haal ons my 4-wiel? Tot op een dag wat sy 'n oproep kry, wat vir sê, mevrou, jy moet jou 4-wiel kom haal. Nou mami, as ek jou vandag net hiermee kan herinner, is dat terwyl jy gebid het, begin ons 'n bietjie vir die Here dankie te sê vir die voorsiening wat hy daarin gemaak het. Wees net so 'n bietjie dankbaar vanoggend teenoor wat die Here vir jou gedoen het. As hier vanoggend 'n mamma is, wat voel, Here, ek het nog 'n gebed nodig. Terwyl ons in hierdie gewyde oomblikke is, wil ek jou vra, wil jy nie vorentoe kom dat een van ons mammas of een van ons dames vanoggend saam met jou bid nie? As hier iemand in hulle hart voel, ek wil net nog 'n stortgebed teenoor die Here kom uitstort, ek wil jou nooi vanoggend. Ek wil jou uitnooi